ook seker 'n bietjie gesels daaroor. Jacques is baie doenig met 'n maatskappy genoemd Moeg Gesukkel. Hy kom nie uit die program van Moeg Gesukkel nie, hy het hom gestig, kan jy maar sê. Daar's baie mense wat sê daar's maar 'n bietjie verwarring daaroor. Maar Jacques het 'n besonderse verhaal van sy kinderjare af tot waar hy vandag is. En ons het op sy spoor gekom, natuurlik deur lidmate wat nou al vir baie lank Jacques hulle volg. En dit wat hulle doen by Moeg Gesukkel, fisies mense gaan haal van die straat af. Hy sê vir my gister, hulle het nou al 'n waglys van oor die 500. Ek weet nie of ek dit mag sê nie. En dit wys net vir julle die ongelooflike behoefte, die onsaglike behoefte wat daar is vir mense om weer identiteit te kry. Mense wat voel, hulle het vir die samelewing niks meer beteken nie. En wat Jacques hulle doen is, hulle sien jou menswees raak. En dit is vir my so hartroerend. En vir ons 'n voorreg dat hy vanoggend ook iets daarvan gaan deel, maar vir ons ook 'n stuk boodskap gaan gee van hoop. En hoe die Here ook met ons daardeur kan werk. Maar Jacques, voordat jy gaan aangaan, gaan ek vir julle 'n gebed doen. En dan gee ek aan jou oor. Here Jesus, U stuur U kinders op die plekke en op die paaie wanneer dit reg is. En daarom weet ons, Here, Jacques se pad was ryp om gepluk te word. En U het dit ook gedoen en U gebruik vir hulle vandag so kragtig, vir soveel mense in die organisasie wat al so betrokke en deel is. En dankie dat ons hom vanmôre aan U kan opdra en vir U kan vra, kom onderskraag hom, kom onderneem hom en vat hom onder die vlerk vanoggend en gebruik sy woorde om ook by ons iets tuis te bring. Dankie vir sy omgee hart. Dankie vir sy liefde vir mense. Mag dit by ons aansteek. Ons vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Net sê Lian en die kinders is nou daar in die kinderkerk, want hulle sou nie hier stil gesit het nie. Ons het dit gister gesien, so Lian, sy vrou is hier, maar sy is daar in die kinderkerk. Na die tyd, Jacques, as daar mense is wat met jou wil praat, jy is welkom, jy kan net hier bly. Goeiemôre. Ek dink nou nie toe ek begin het 'n ou begin om hier te staan en actually jou getuienis te deel nie. Maar ek sien die laaste paar dae in 'n vraag vir die Here, maar jy weet, Here, ek het gebel en gevra, is ek beskikbaar hierdie naweek? Nou, ek het baie vinnig geantwoord, want 'n ou het nie dadelik as 'n man besef dis Valentynsnaweek nie. Maar ek dink daaroor, dit moet wees sodat ek en jy beskikbaar is om gebruik te word. Nou, wat is dit om beskikbaar wees om gebruik te word? Baie keer dan dink ons, ek is gebore vir myself. Dit maak sin, is ek reg? Ek is gebore sodat ek 'n pad kan stap, sodat ek sekere goed kan bereik, sodat ek universiteit toe kan gaan, sodat ek 'n familie kan hê. Is in die laaste paar dae is ek bietjie in 'n wroging met dit. En ek dink eintlik ons is nie gebore vir onsself nie. Want as ons gaan kyk na Jesus Christus, hy het gekom, hy was gebore nie vir homself nie, hy was gebore vir ons. Jy weet, ons is ook besig, hulle is besig om 'n boek te doen. Lux Werby, NB Boekuitgewers gaan Junie maand 'n boek oor 'n ou se lewensverhaal uitgee. En in hierdie boek is ek besig om al hierdie gebeurtenisse te herleef. En in dit sien ek dat die eerste gedeelte van dit, alhoewel ek die Here ontmoet het in 'n eerste gedeelte van dit, is daai eerste gedeelte van dit redelik selfsugtig. Selfsugtig miskien as gevolg van dit wat met my gebeur het, maar ek sien in hierdie oomblikke hoe my vrou, ek het 'n wonderlike vrou, Lian, in die eerste deel van hierdie journey so seer gekry het, oor dat ek gedink het, ek is gebore vir myself. So ek dink, na hierdie naweek in perspektief, dink ek heeltemal anders daaroor. Ek dink ons is totaal en al gebore vir ander, en dit sluit aan met die werk wat ons by Moeg Gesukkel doen. Man vir vrou, vrou vir man, man vir kind, kind vir pa, kind vir ma.
Hoorie baie dankie, ons kuier lekker hier saam met julle. Hulle het vir ons 'n plek hier buitekant by Retief Gasteplaas en ek's nou nie die beste visserman nie, so ek het nou maar so 'n paar visstokkies. Jy begin visvang as die kinders wil visvang. En so het ek nou al 'n klomp hoeke en sinkers en goed daar. Floris het darm 2 babers gekry. Maar ek dink ou Noag het dieselfde probleem gehad. Hy kon nie visvang nie want hy het net 2 wurmpies gehad. En my hoeke en my wurmpies het gister opgehou. Moegesukkel, baie mense vra vir my, wat is moegesukkel? Wie is moegesukkel? As jy mooi gaan kyk, as ons na die logo gaan kyk van moegesukkel, is daar eintlik 'n mannetjie wat 'n vlaggie plant. So baie mense het al vir my gesê, ja, julle spreek dood, julle spreek negativiteit. Dis glad nie waar dit gaan nie. Dit gaan vir ons oor om op daai eg Afrikaanse punt te kom waar iemand sê, hoorie, ek's nou klaar gesukkel. Ek draai nou, ek slaan nou 'n nuwe rigting in en dis wat moegesukkel is. Dominee het bietjie gepraat oor die verwarring. Almal dink ek is die stigter van Moegesukkel. Ek werk nie, ongelukkig nie vir Moegesukkel nie. Ek dien in Moegesukkel, ek stel myself beskikbaar. En dan vra mense, maar wat doen jy? En ek sê hierdie altyd net sodat mense kan verstaan wat se sin vir humor het die Here. Vir klomp jare het 'n ou baie goeders gedoen. Ek het besigheidsentiteite vir Moegesukkel terwyl ek 'n werk buitekant Moegesukkel gehad het. Ons te paneelklop 'n meganiese werkswinkel. Die meganiese werkswinkel bestaan nou nog. Ons het hom oorgegee van die mense wat in Moegesukkel was. Dis een van die grootste meganiese werkswinkels wat vir WeBuyCars karre regmaak. Ons te trek entiteit catering, 'n klomp training, 'n klomp verskillende goed gehad. Ek het dit op 'n kol oorgegee en ek het stil geraak en vir die Here gevra, okay, maar wat nou? So in my persoonlike kapasiteit verhuur ons beddens. Nou, niemand kan ooit dink dat jy 'n bed kan verhuur nie. Glo my, jy kan 'n bed verhuur. Ons kan nie voorbly nie. Ons skep nou al werk vir tussen 50 en 70 mense by Moegesukkel in daai entiteit. Ons is gister met 'n trokkie verby wat in Bloemfontein gaan aflewer het. Maar ek sê dit vir jou om vir jou te sê dat God is so getrou in dit wat hy doen, dat hy die onmoontlike sal gebruik as jy jouself beskikbaar stel. Ek weet ek het eintlik maar so 'n lekker trend gehad wat ek volg, maar hulle sê vir my ek het vandag bietjie minder tyd want hulle het gister gesien ek kan nogal lekker lank praat. Hulle moet my so breek hier en daar. Maar ek hou daarvan om te verwys na in die perspektief van die werk wat ons doen. Om te verwys en baie keer te gaan kyk dat ek en jy kom dalk in moeilike tye. Jy weet, ons by Moegesukkel en dis hoekom ek daarvan hou. Ons gee op hierdie stadium al kos vir 750 families buite Moegesukkel. Okay? En raai wie gee daai kos? Dis mense wat eens op 'n kol self op straat Moegesukkel was. Wat die geleentheid gekry het, wie se energie nou gebruik word om kospakkies te pak, te gaan uitgee aan mense, want hulle verstaan waaroor dit gaan. Nou gebruik altyd hierdie illustrasie. Ek sê jy sit in jou kar by die Spar, daar stap 'n persoon in, daar's 'n boemelaar wat daar sit, daar stap 2 persone in, daar's 'n boemelaar wat daar sit en hulle is in die Spar en die eerste persoon stap uit en hy kom uit met niks. Die boemelaar sit daar. Die tweede persoon kom uit en hy gee vir daai persoon 'n brood en 'n melk. Okay? Uit daai illustrasie uit, wat sien jy? As jy nou vir my daai prentjie in 'n kort drukkie moet verduidelik, wat beskryf jy in die storie wat hierdie persoon vir daai persoon iets gee? Ek het baie lank gedink hieroor ook, en dit kom eintlik neer op een ding. Die persoon wat vir die ander persoon brood en melk gee, het eens op 'n kol self swaar gekry. As hy nie self swaar gekry het nie, sou hy soos die eerste persoon net verbygestap het, en die persoon nie eers raak gesien het nie, en op sy eie trant aangegaan het. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Kom ons sê die volgende dag kom daar 'n persoon aan, en hierdie persoon tel hierdie ou van die straat af op, hy gee hom 'n huis, hy gee hom 'n kar, hy gee hom klere, hy gee hom kos, hy gee hom 'n werk, en 'n maand later kom daai persoon by die Spar aan en hy stap in, en daar sit 'n boemelaar. Waarmee gaan hy uitkom? Met meer as 'n brood en 'n melk. En dis waar ek vanoggend wil vra, hoe beskikbaar is ek en jy? Hoe beskikbaar
maak ons onsself binne in hierdie scenario? Jy weet, baie keer, ek ontmoet baie jeug, en daar's een ding wat die jeug weghou van die Here af, en dit is dood eenvoudig sonde. Nou dit maak nie vir my sin, dat sonde jou weghou van die Here af nie, want Jesus het gekom vir jou sonde. Jy weet, as ek met die jeug praat en berading doen, dan sê ek vir hom, hoorie maat, jy moet jou sonde vat, en jy moet jou sonde na die Here toe bring, en met die Here praat oor dit, en dit bespreek, nie skaam wees daaroor nie. Dis die vyand wat kom en vir jou kom sê, hoorie so maar, in hierdie proses, is jy nie goed genoeg nie. In hierdie proses, gaan jy deur hierdie goeders, baie keer dan sê mense, ja die Here het my verlaat, of het dan nie elke jaar hierdie tyd gebeur hierdie dinge. En in daai proses dink ek, in my lewe as ek nou terugkyk, en ek dink elkeen van ons is in God se oë besig om 'n boek te skryf. Jy weet, enig as ons daarbo gaan hulle die boek oopmaak, jy weet, my eerste deel van die boek is maar 'n rowwe deel. So ek wil julle terugvat, ek is eintlik ook van die Vrystaat af, so ek voel tuis, ek het baie lekker geslaap. Hulle vra ons altyd, as die Stormers en die Sharks en die Bulle in Bloemfontein rugby speel, waar slaap hulle? Slaap by hulle ouers. So ek voel ook tuis, ek het by my ouers geslaap. En ons het op Harry Smit gebly, dis daai dorpie vir die Gautengers op pad see toe. Daar's 'n platberg, klein nie Tafelberg. Bo op die berg is daar 'n dam, plaaslike mense sal nou weet, dis waar die dorp sy water vandaan kry. Ons het met die landloop so teen die berg opgehardloop. Baie lekker tye gehad. My pa het dit was 1990. My pa het die videowinkel op die dorp gehad, die Caltex Garage, die kafee, die restaurant, suksesvol gewees. Ons het die bakkie gehad, die boot. Ek het gedink my lewe is uitgesort. Familie gehad, groot familie, pa, ma, 2 boeties en 'n sussie, 3 boeties en 'n sussie. En ons het bietjie see toe gegaan, op vakansie gegaan, soos enige familie doen in Desember maand. Alles in die kar gepak, see toe gegaan, die beste vakansie gehou, uitgeet, gesee, gewa. 2 weke later, toe's daar 'n skielik 'n petrolprysverhoging. En jy moet verstaan, op daai stadium, as jou pa die videowinkel gehad het, daai tyd het jy nie 'n video gehuur nie, jy het die videomasjien saam met die video, dit was nog VHS, ou was beta, dit het ook oorgegaan in VHS, die kinders sal dink ek praat Frans, beta het oorgaan in VHS, en toe later het dit stiffies geword, en toe dit DVD's geword, maar in elk geval, daai tyd het ons movies gekyk, so Steven Seagal, en Bruce Lee was groot, daar was 'n klomp van hulle, so jy het in die strate geloop, en elke boompie wat dink hy sterk het hou gekry. En ons is op vakansie, my lewe is uitgesorteer, ons speel, en daar's 'n skielike petrolprysverhoging, en ons besluit, weet jy wat, ons het nou 'n lekker vakansie gehou, kom ons pak hierdie kar, my pa gaan die petrolpomp bestel, die oom wat hom altyd gehelp het, kon ook nie, want hy was ver by sy kinders, maar kom ons pak en ons gaan hou lekker verder vakansie by oupa op die plaas. Ek is opgewonde, ek het die plaas gelove. Alles persente in die kar, op pad terug, gery, en net ander kant Pietermaritzburg kry my pa hartaanval in die kar, dis 3 dae voor Kersfees, en ek word wakker 3 dae na Kersfees, die hele hospitaalsaal is so versier met Kersfeesgoeders, en daar het my pa hartaanval gehad, en in daai oomblik wat hy die hartaanval gehad het, is ons in 'n ongeluk, en ons is oor in die aankomende verkeer, en my hele familie, pa, ma, 2 boeties en 'n sussie is oorlede. En ek bevind myself 2 maande later binne in Sodom en Gomorra in Gauteng tussen al die blou bulle, Oos-Paviljoen mense grappie. En net daar oornag verander my lewe. Van daar waar ek was, waar ons die boot en die dit gehad het, Vrystaat landloop gehardloop, kaptein gewees van die rugbyspan, my been het op 3 plekke gebreek, ek kan nie meer rugby speel nie, ek kan nie meer landloop hardloop nie, my hele identiteit, saam met die feit dat my ouers oorlede is van my al weggevat. Gaan toe deur skool,
Baie moeilik gewees, want onthou ek kom van die Vrystaat af Gauteng toe, met 'n van soos Papenfoes. Okay. En ek word toe ongelooflik geboelie, as gevolg van my van, punt nommer 1, ek het nie my van gekies nie, ek is vandag baie trots op hom, maar nie my van gekies nie, punt nommer 2, ek het ook nie gekies wat met my gebeur het nie, en ek word toe geboelie. En die enigste manier hoe ek toe weg kon kom daarvan af, is om my seer te gebruik, en ander te begin boelie. So as jy my wou boelie, het ek jou teruggeboelie. Maar in daai seer toe assosieer ek met van hierdie kinders wat ook swaar kry, en ek raak toe die ou wat boelies boelie. Maar in elk geval, lang storie kort was 'n baie moeilike pad, as gevolg van al hierdie onstabiliteit, op die ouderdom van 18, toe word ek voorgestel aan dagga, en naderhand het dit oorgegaan in ecstasy, en toe dit oorgegaan in heroïne, en toe raak ek verslaaf van heroïne en crack cocaine. En daarvan kom jy nie net maklik los nie. So die bietjie mense wat ek op daai stadium nog in my lewe gehad het, het ek toe in totaliteit ook weggeskuif. Want onthou, jy sal hulle DVD-player steel, en jy sal enigiets doen, om hierdie verslawing te voed. En ek ontmoet toe, een dag, in daai tyd, as 'n dwelmverslaafde is jy nie baie betroubaar nie, so jy kry nie goeie werke nie. En in daai tyd het ek en Lucas Mputi, dis 'n vriend van my wat ek ontmoet het in die Vrystaat, het 'n tuindienste gehad, en ek het 'n meisie gehad daai tyd, en haar maat vir ons haar groen Conquest geleen, maar hy het sulke pink strepe opgehad. Nou ons het 'n venter trailertjie met hulle grassnyer, okay, hulle weed eater, so hulle het ons heeltemal gekiet. Hier is ek en hy besig om tuine skoon te maak. Dis die jaar 2001, 2002, my vriende swat IT, dis net na, hulle moes nou gesê, jaar 2000, ek hou my hande so, die ding maak so as ek my hande, maar, dis net na 2000 waar hulle gesê, die hele wêreld gaan tot stilstand kom, en ek word ongelooflik geoordeel, want op Saterdagmiddag dan kry jy die ouens nog as 'n joke, dan kry hulle my nog om hulle tuine te kom skoonmaak terwyl hulle braai. Het regtig gebeur. Maar ek het die tuin skoon gemaak. Ons is hardwerkende mense, ons kom van die Vrystaat af. Maar op 'n dag kom ek in die stad in Pretoria, by die Kerkplein, en daar sit 2 boemelaars. Ek sal nooit vergeet nie, hulle name was Basie en Klaasie. Nou dit was so amper skemer, ou Basie het miskien 2 doppe te veel ingehaat, en ou Klaasie 3, okay? En ons het in ons kar, al wat ons gehad het, onthou as jy saam met Lucas Mputi werk, jy het nie baie geld nie, dan eet jy brood, atchar, sweet koeldrank en piesangs. En ons het hierdie ongelooflike ete wat ons uithaal, en ons gaan sit met hierdie straatmense, en ons deel met hulle ete, met goed wat hulle eintlik aan gewoond is. Maar dit het meer gegaan as oor die tipe kos wat ons geëet het. Ek dink dit het meer gegaan op daai stadium, en een van die belangrikste goed gebeur toe in my lewe, is daai aand, judge, hoor gou mooi, daai aand oordeel Basie en Klaasie my nie. Hoor gou mooi, uit die perspektief van waar hulle is, dink ons hulle kan nie oordeel nie, maar hulle het dit nie in hulle harte gehad om my te oordeel nie. En omdat hulle my nie geoordeel het nie, op daai oomblik het ek hulle nie geoordeel nie. En daar het ons die ongelooflikste tyd saam, en iets binne my word wakker. En iets voel net eers, maar daar moet meer wees tot hierdie lewe en hierdie storie van jou. En ek wil vandag vir jou sê, daar moet meer wees tot hierdie lewe en hierdie storie van ons. En so is ek die volgende dag terug, jy gaan huis toe gewoonlik as jy daai ontmoeting of ervaring het, soos ek die volgende dag terug en ek het skoene en dit en dit en dit, en kyk wat Basie en Klaasie, en toe ek daar kom, toe sien ek, wow, maar 'n boemelaar het 'n buurman. Hy het iemand wat langs hom bly, daar's iemand oor kan die straat, as daai ou met bank toe gaan is sy fika, 4 nommer voor hierdie winkel, dis sy fika. En ek sien toe maar hier's 'n hele wêreld hier buite, van mense wat eintlik net seer gekry het. En ek gaan vat my seer, en ek assosieer met hulle, en in daai proses,
raak ek genees van dwelms. Nie deur rehabilitasie nie deur om weg te gaan vir 6 maande nie, die straat het my skoon gekry. Nou ek moet vir julle sê om van heroïne verslawing af te kom is baie moeilik, want jy gaan fisies vir 10 dae deur die ergste siekte, pyn, seer, verkoue, maagpyn, krampe, naar en daar's iets wat jou nou kan regkry. Maar so kom ek en deur daai ontmoeting gebeur die ongelooflikste ding en ek raak skoon en ek neem die eerste persoon in my huis in. Nou, baie mense vra vir my, wat het jy gedink toe jy iemand in jou huis ingeneem het? Jy dink nie, want as jy dink, dan doen jy dit nie. Moenie net iemand in jou huis neem nie. Dis 'n rollercoaster van daar af, maar binne 'n maand, moenie net sê ek het gesê met iemand in jou huis neem nie, maar binne 'n maand is daar 8 persone in my huis. En daai tyd was ek en my vrou baie kort saam. Sy was 'n Montessori onderwyseres. Sy los sommer haar werk en ons is in hierdie bediening in en dieselfde mense wat daai tyd my geoordeel het, sê ek het 'n cult begin aan Centurion. En nou moet ek weer al daai goed ook fight. Maar vandag, 15 jaar later, staan ons hier, ons het duisende mense al van die straat af gehaal, deur verskillende projekte gesit, wat aangaan en leef. En ek wil net so 'n paar ander deeltjies wil ek vinnig met julle deel, in die praktiese deel van hoe ek en jy in hierdie lewe op die punt kom waar ons bruikbaar raak vir God. Wat moet gebeur? Jy weet, ek hoor baie keer 'n tannie sê, as my skip eendag inkom, dan gaan ek julle help. As dit gebeur, dis half of ons sit en wag vir die Here om iets te doen, sodat ek en jy kan reageer. Is ek reg? Ons wag en sê, okay Here, as jy maar net. Dink julle Jesus moet weer kom? Nie om ons te kom haal nie, maar dink julle hy moet aarde toe kom? Okay, gaan al die goed kom fix, kom uitsorteer, terug aan hemel toe, en daarna kom om ons te kom haal. Ek en jy moet beskikbaar wees in hierdie wêreld verskil te maak. Wat is die praktiese deel van beskikbaarheid? Waar moet jy begin? Waar moet ons vandag begin? By die ou op die hoek as jy nou hier uitry? Nee. Waar moet jy begin? By die persoon in Spar wat sukkel? Nee. Waar moet jy begin? Ek en jy moet begin in ons eie huise. Weet, op 'n kol kyk ek na hierdie de mekaar stukkende wêreld en ek is in gebed met die Here en ek sien so 'n lang ry stoele. Ons almal is Christene. Okay? Langs mekaar sit. En hier voor ons is 'n paartjie wat eens op 'n kol baie lief was vir mekaar en die lewe het gebeur. En nou verstaan hulle mekaar nie mooi nie, daar's bietjie rusie en daar's kinders. En nou voel hulle dat hoorie, dis reg om te skei. Dit gebeur reg hier voor ons almal sit hier op 'n lyn af op 'n bankie. En ek tik die ou langs my. En 2 rye later tik 'n ander ou. En dis half of ons almal sit en wag. En 4 stoele verder spring iemand op en hulle sê, hoorie, ek het 'n bakkie, ek sal jou help trek. Kom ons kry jou net gou uit daai situasie uit. En dan kan ons alles fix. Is dit hoe ver ons geleer is om te sit en wag? Is dit wat die sit en wag gedoen het? Want weet julle wat? As ek en jy beskikbaar is, en as ek en jy verstaan dat ons nie hier vir onsself is nie, dan beteken dit as ek 12 uur die nag 'n oproep kry, baie keer, hulle het gesien hoe besig is ons kinders, daar's 8 kinders by die huis. Partykeer 8 uur die aand, is daar iemand op straat, en 'n ou kan assesseer en definieer, dat hoor hier is probleme. Ons het nou, een van die ergste goed wat met my gaan gebeur het, was so 2 maande terug, bel hulle my, hy sê, oom, iemand het vir hom 'n matras neergesit op straat, hy lê daar,
Ek help my vrou klaar kinders gebad, kinders in die bed en ek ry deur, ek kom daar aan. Ongelukkig het hierdie oom 'n drankverslawing. Dis nie vir my 'n probleem nie, oordeel nie. So jy mag hom wettiglik nie inneem nie, okay? Die hospitaal wil hom nie gaan haal nie, hy moet eers die rehabilitasie gaan. En ek reël die volgende dag, reël ek 'n rehabilitasieplek vir hom, en die volgende dag 8:30 moet ek hom gaan oplaai. En ek bel hierdie mense en ek sê vir hulle, hoor hierso, ek reël met julle, ek's môreoggend 6:30 daar, kom die oom oplaai. Ek het klaar gereël met Hope Again Recovery Center in Potch, baie goeie plek. En die tannie sê, hoor die EMS is nou daar. Ek sê, EMS is nou daar. Nee, hulle sukkel met die oom, hulle kry nie sy bloeddruk nie. Ek sê, nee, kan nie wees nie. Dis ek sou môreoggend kom haal het. En later daai dag is daai oom oorlede. In my hart voel ek was een dag te laat. Ek het myself baie hou gegee daaroor, kon ek nie 'n dag vroeër nie. Ongelukkig het gebeur, ek het my beste gegee. Ek was daar, ek het probeer, maar dis die effek van as ek en jy nie beskikbaar is nie. Dis die effek van as God vir ons alles deur Jesus Christus gedoen het, Jesus kom om ons te kom haal, hy het vir ons sy Heilige Gees gelos, bedoelende ek en jy moet iewers begin. En weet jy waar begin ons? Ons begin by ons huise. My vrou kom op 'n call, kom sy by my en ek sit in my kantoor en werk, ek's besig. Hulle het so 'n neiging om in sulke tye te kom en sy vra vir my, wat is my 5 beste eienskappe? Onthou, as sy by my kom en vir my vra wat haar 5 beste eienskappe is, beteken dit sy is op 'n moeilike plek, in haar eie gedagtes kan sy nie redeneer wat haar 5 beste eienskappe is nie, en ek is haar man, sy moet dit by my kom hoor. En ek sê daar, wat is my eerste defense? Ag man, ek is besig om te werk, ek kan nie nou dink nie. Sy sê, ja, wat is my 5 beste eienskappe? Jesus, weet julle wat, en ek kan haar nie antwoord nie. Sy stap al uit, en ek besef, het my werk, en dit wat ek gedoen het, of doen so belangrik geword, dat ek nie eens beskikbaar is, om vir my vrou haar 5 beste eienskappe te gee nie. En daarna gaan ek deur 'n klomp goeters, ek kan nie nou alles vertel nie, maar ek gaan dek toe 'n tafeltjie. Een aand, 9:00 in die aand, wanneer die kinders almal slaap, en ek gooi 'n mooi tafeldoekie oor, mooi blommetjie, sit vir ons elkeen 'n chocolate neer, steek 'n kersie aan, en ek gaan spandeer net bietjie tyd saam met haar. Voordat die middag vat ek 'n uur, en voordat ek haar beste punte kon neerskryf, jy weet, 'n man is trots, hy gaan ek en ek skryf 10 goed waaroor ek jammer is eers. Ek moes eers gaan identifiseer wat in die plek staan van haar 5 beste eienskappe. En ek gaan dek die tafeltjie en ek skryf dit vir haar op 'n brief. As jy dit wil, ek stel voor, dit is awesome vir jou huwelik. Maar ek het dit in 'n brief geskryf. Weet jy hoekom het ek dit in 'n brief geskryf? Ek het myself forceer om daai 10 punte daar neer te sit. Weet jy, praat kan jy maklik 1 of 3. En dan begin jy by jou familie, maak seker jou familie is alright, en as daai reg is, dan help ons die ou op die straat. En as daai in plek is, dan doen ons die volgende ding. Ek wil net afsluit by een ding, en ek het 'n klein rukkie oor, okay? Ons ry 1 jaar terug van, nie hierdie jaar nie, die jaar voor dit, ry ons op pad terug van die see af, en moeg gesukkel het al die jare, het ek hard gewerk, en dan kom ons einde van die maand, dan maak moeg gesukkel het nie, dan vat ek nou my geld, dan gee ek vir moeg gesukkel, en dan kom het weer die volgende maand, soveel so dat ons tot ons karre weggegee het, dan ry ons met leenkarre, en die besigheid wat ek begin het baie goed begin doen, so 3 jaar terug, en ons gaan toe op vakansie, maar sommer met 2 karre, weet, dis nou nie hierdie Desember en die vorige Desember,
En ons het die lekkerste vakansie. En daai vakansie vat ek bietjie time uit van die Here af, want ek was self op 'n moeilike plek en ek sê ek gaan net bietjie rus. Partykeer moet ons net bietjie rus, okay? En die laaste aand kyk ek so in die wolke in en ek sê vir die Here, so dankie vir elke sandkorreltjie tussen my tone. Dankie vir elke roomhuis. Jy moet verstaan, dis vir my emosioneel, want hier gaan ek see toe met 'n familie. Ek het 5 familielede verloor aan die dood in 'n ongeluk. Ons het 5 kinders aangeneem. Verstaan, my prentjie is weer heeltemal ingekleer. En ons het die lekkerste vakansie en ek sê vir julle, weet jy wat, hierdie jaar gaan ons dit uitsorteer, want wat is die belangrikste ding wat bestaan? Ek vra toe vir God, maar wat is dit wat in my lewe vir my die belangrikste moet wees? En ons kom terug en ons ry en ons stop hier op Kroonstad by die mall. Dit was nog die middag so 2:30, 3. Waar is die mall? Ja, daar is 'n mall hier iewers daar, okay. En ons stop so aan die voorkant van die mall, want ons het nog 'n trailer, en ek en my klein baba dogtertjie bly agter. En die ander hardloop, onthou daar's 8 kinders. So ons is 'n klomp ander hardloop gaan piep, daai en kry kos, en ek bly agter. En hier ry 'n ou tannie by die mall uit. Dit lyk soos daai tannie wat al elke koeksuster bak vir die kerk gedoen het, en sy is daar elke pan, sy ry in so 'n klein ou karretjie. En daar's 'n boemelaar wat by so wie by die mall uitkom en so slipway. Daar's 'n boemelaar wat daar staan en hierdie tannie ry verby, maar voor die tannie verby ry vloek hierdie ou so, ek moet hierdie kind, ekskuus, hy moet nou net nie al hierdie woorde hoor nie. Hy het my 'n paar woorde daaraan geleer, maar in elk geval, hierdie arme tannie ry verby, en toe sy verby ry, toe skree hy vir haar, julle gaan kerk toe, maar julle doen nie wat Jesus gesê het julle moet doen nie. Jesus, en dit tref my. Ons gaan kerk toe, hier is hierdie boemelaar, onthou, uit sy frustrasie, ek oordeel hom nie, omdat hy, Basie en Klaasie het my nie geoordeel nie. Ek probeer verstaan wat hy sê, en al wat hy eintlik sê is, hy soek net liefde en aanvaarding in iemand se tyd. Okay? Maar in elk geval, nou is ek vinnig daai tyd, het ChatGPT, die ouens wat verstaan het van tegnologie, het vinnig, ChatGPT was net uit, en ek ChatGPT gegaan. En ek kom op 'n paar versies af, en ek vra vir jou, wat is die belangrikste ding vir die Here? Wat, verstaan, as ek nou in perspektief. En ek kom op 'n punt uit, waar Jesus het soveel goed gedoen op aarde terwyl hy geleef het. Jesus is toe gekruisig vir my en vir jou sonde, en hy staan toe op uit die dode uit. Wat is die eerste woorde wat hy gesê het, nadat hy opgestaan het uit die dode uit? En dit raak toe vir my 'n groot ding, want, wat is hierdie woorde wat hy gesê het? Dis nogal 'n belangrike ding, jy weet, as iemand nou vandag moet doodgaan, en môre skielik is hy wakker, wat gaan ons van vra? Dit gaan belangrik wees wat hy sê. En hy sê, gaan uit en maak disippels van alle nasies. Doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, ek is met julle. En ek besef, raai wat? Dit gaan net oor jou en die volgende persoon. Dis alwaaroor dit gaan. En ek begin planne maak van hoe ek gaan, ons het pannekoekwaantjies, ek wil pannekoekwaantjies, wil ek uitkry op naweke by die malls, ek wil net kinders na Jesus toe bring, ek begin al die planne maak van hoe ons gaan uitgaan, en terwyl ek dit doen, begin die Here my seën met elke aspek van my lewe, emosioneel, geestelik, finansiëel, en. Soveel so, dat iemand na ons toe kom in Moegesukkel, ons het in Bronkhorstspruit, die plek se naam is Little Forest Lodge, gaan Google het, hy hou 170 mense, kan oorslaap, ons is nou besig om kampe daar te doen, kerkkampe, kinderkampe, skoolkampe, maar daai ding van, but seek ye first the kingdom of God, and all his righteousness, and all these things, but seek ye first the kingdom of God, gaan oor siele. Okay, ek fast forward, want ek het min tyd, maar ons is toe op Bronkhorstspruit by hierdie plek,
en ons maak reg en ons almal is opgewonde, al die kinders is daar en die een Sondagoggend slaap my vrou 'n bietjie laat. Jy weet as jy 'n tweeling het, hulle sal verstaan, gesien het besig is die kindertjies, dan wil vrou maar bietjie inslaap. En ons een baba seentjie slaap toe saam met haar in. Ek het die ander twee by my. Maar hy slaap nooit gewoonlik so laat nie. Hy is altyd amper eerste op. En ek dog toe laat hy saam met sy ma slaap. 17 minute oor 8 gaan sy om, jy weet, die plek het sulke hotelkamertjies met die toilet en ons sommer 'n matrassie, sy gaan om te gaan piepie. En sy sien toe dat hoor hier's iets fout met die kind. Groot fout. Hy hang so en daar slaim besig om by sy mondjie uit te loop. En sy spring toe vinnig op en sy tel hom op en sy hele lyfie is styf. Sy kake clinch op mekaar en sy kry nie reaksie van hom af nie. Sy hardloop na my toe. Also hou deur, sy skoppie hou deur oop. Sy skree jog, ek hardloop toe kom in my hand vat. Dus ek besef ek, Here, wow, hier's groot fout. My heel eerste ding is ek sê, Here, asseblief, ek het al genoeg dood in my lewe gehad. Net nie hierdie ook nie. En daar's vriende van ons spring saam in 'n bakkie en nou jaag ons, jy weet as ons op vakansie gaan, ek het iets geleer, iewers heen gaan, jy kyk nooit waar is die hospitale nie. Jy gaan net op vakansie. Jy kyk nooit in voorbereiding as iets gebeur nie, want ons verwag nie sulke goed nie. Nou is ons op Bronkhorstspruit van daar af Pretoria Oos, teen 180 km/h gaan ons deur daai tolhek, seker 30 minute vat, ons het nie 30 minute nie. Ons bel die persoon wat ons gehelp het om my plek te kry, ons bel die persoon, hy sê toe Staatshospitaal is jou, ek en jy weet hoe Staatshospitale, nou gaan al die goed in my gedagtes, Staatshospitaal sal nie kan help nie, dis al opsie wat ons het, ons jaag toe in by die Staatshospitaal, kom ingehardloop by die deur, nou jy skree op die hoogste van jou stem se decibels, emergency, daar's niemand. Binne in daai hospitaal is daar niemand. Soos wat die hospitaal sekuriteitsbeamptes maar is, hoor ek soos iemand sy voete sleep, kom in die gang afgestap, sê, oh no, sorry, emergency is at the back. Hardloop terug in die bakkie, op daai oomblik hou hy op asemhaal, hy word blou, ek het die hele tyd probeer om lug by sy neus in te blaas, dat ek net suurstof inkry, as ek inblaas is daar geen reaksie nie. Ons ry toe, jaag toe agterom na die agterkant toe, en in daai oomblik sien ek klaar hoe dit verby is. Ek sien hoe ek by die hospitaal die doodsertifikaat kry, ek sien hoe ons staan by 'n kussie, ek beleef hierdie hele oomblik van my kind is weg. En ons kom aan die agterkant, en op daai stadium is daar in daai Staatshospitaal emergency ward nie een ander persoon nie. Iets wat nooit so is nie. Ons verstaan die toue. En daar kom so 'n kort doktertjie aangehardloop en sy vat die baba my, sy sê, what happened? Ek sê, no, I got some type of attack, I don't know. Sy sê, did it happen before? Ek sê, no, it's first time. Sy sê, take out your finger. Nou my vinger, daar's nog sulke bytmerke, my vinger was die hele tyd in sy mond, soos wat ek in hierdie proses. Ek sê, no, want die vinger is die lifeline. Sy sê, take out your finger. Ek skrik, daar hardloop sy, ons hardloop agterin, hulle trek die gordyne toe, go open a file, please. Jo, go open a file. Ons kan nie. Beste ding wat ek dink, ek gaan op Facebook, ek sê, nou moet ons bid. Dis al wat oor is. Ek gaan op Facebook, ek maak 'n post, ek sê, asseblief, ek vra nooit baie nie, maar vandag vra ek jou bid saam. Een van die dokters kom uit, soos wat hulle ons probeer wegkry, en hy kom uit, en jy moet verstaan, dat as dit jou kind is, en ons almal weet het, jy sal jou titelakte van 'n huis, jy sal jou kaartpapiere, jy sal alles wat jy daar neersit, en sê, as jy sê, rewerheid is joune. En een van die dokters kom uit, ek ken hom nie, en ek sê vir hom, if you save my son's life today, I owe you my life. Onthou, dis die diepste plek, wat ek kon vind, om vir hierdie ou te smeek, en sê, ek het nou jou beste nodig. En op daai tyd is daar 9 verskillende mense wat masjiene gryp, okay? En hulle is hier agter besig, okay? En op 'n kol kyk ek deur, en ek sien sy voetjies beweeg. Maar my gedagtes sê ek, dankie Here, maar wat, ek het gesien wat gebeur het, maar my gedagtes, gaan hy breinskade hê, wat gaan die nagevolg wees?
halfuur later hy word wakker en hy maak sulke snaakse styftrekkings en hulle sedeer hom weer en dan skiem, yes, okay. Ons sommer dit deel soos wat dit aankom. En almal bid saam. Nicole is ook in ons familie ook 'n dominee. Sy is die Sondag by die kerk. Julle het nog saam geswat. Leon stuur vir haar sussie sê asseblief almal bid saam. Almal bid saam. 'n Halfuur later word hy wakker en hy vra, waar is sy Milo? Want die eerste ding wat hulle in die oggende kry as hulle wakker word is Milo. Nou ek weet baie van ons ken miskien die gevoel en ek wens ek kan vandag in woorde vir jou beskryf wat daai gevoel op daai oomblik was toe dit gebeur het. Ja, daar was so 'n paar komplikasies, hy kon nie loop nie, maar man, rarig ons kind. En ek's nie baie goed met hospitale nie, so die ambulans het gekom van Wilgers af en my vrou en hy is nou op pad Wilgers Hospitaal toe. Ons het 7 kinders, ander kinders by die huis wat hysteries is. Ek moet by hulle uitkom. Yes, en weer eens die mooiste ding gebeur daarna. So op pad huis toe, raak die Here stil en hy vra vir my, hoe kosbaar was jou kind se lewe vir jou in daai oomblik? Yes, ek sê Here, super kosbaar. Ek het vir iemand wat ek nie ken nie, gesê, ek skuld daai ou my lewe. Ek het gesê, if you save my son's life, I owe you my life. Iemand wat ek glad nie ken nie. En die Here sê vir my, net so kosbaar, jy verstaan nou, net so kosbaar is elke persoon op hierdie wêreld se lewe vir my. Maar hy stop nie daar nie. Hy sê, even jou vyande. En daar beleef ek, in daai oomblik beleef ek God se liefde vir mense. Ek sal in die kar ry, dan sal ek iemand sien in 'n kar langs my, dan begin ek huil. Maar 'n paar tissues daar. Ek begin huil, oor dat ek regtig gevoel het, hoe lief God jou en my het. Want jy is vir hom kosbaar. Jy is vir hom spesiaal. En luister gou mooi, ek dink my vyande is besig met die verkeerde dinge. Al is hulle besig met die verkeerde dinge, is God nog steeds lief vir hulle. En die volgende ding gebeur en ek onthou, as ek asem inblaas, dan dink ek in my brein nog net 'n minuut. Okay. Ons het moeilikheid as ons met iemand van jou familie of iemand nie meer 'n minuut oor het nie. Jy het moeilikheid. Okay? En ek dink nog net 'n minuut. En die Here sê vir my die volgende. Hy sê met party mense op hierdie wêreld het hy nog net 1 minuut oor. En wat doen ek? Ons moet verstaan, daar is nou mense wat besig is om dood te gaan. Dis God se kinders. Hy het hulle lief. Hulle is hom kosbaar. Wat doen ek en jy? En ek probeer dit nie vir jou vandag aan 'n negatiewe punt sit nie. Ek probeer dit vir jou insien dat God het my en jou nodig in hierdie wêreld om 'n verskil te maak. Dan is daar 'n ander ding wat ek altyd, ek is 5 minute klaar. Dan is 'n ander ding gaan vinnig wees wat ek altyd oor praat. Okay? Jy het miskien vandag mense met wie jy nie praat nie. Jy het miskien vandag mense vir wie jy kwaad is. Okay? Ek het al sulke mense gehad, ons almal het dit. Ek en my boetie, ek was 9, my boetie was 13, ek was altyd 'n bietjie frisser as hy. Hy was meer die IT tipe ouetjie, slimmer as ek, 'n bietjie fyner met die elektronieks en goedjies. So ons is ons net voordat ons van die see af terugkom, speel ons op die stoepe. Okay? Op die vakansie daar by die woonstelblok. En ek het hom eintlik half geboelie, jy weet, want ek was bietjie maar hy raak toe kwaad vir my en hy sê toe ek gooi jou sommer hier by die tweede verdieping se trappe af. Ek hardloop na my pa toe en ek sê vir my pa, hoor die Aldo het my amper by die tweede verdieping se trappe afgegooi. Die ouer mense, ek weet nie hoekom nie, maar hulle was altyd baie streng met die eerste kind, tweede kind minder, maar in elk geval. My pa sluit hom toe, hy gee hom pak en hy sluit hom toe in die badkamer vir 2,5 ure. Ons gaan eet uit. Hy is op vakansie. Ek en hy praat nie weer met mekaar nie.
2 dae later is ons in 'n motorongeluk. Ek word wakker, dis verby. Ek dink daai in my lewe, en die feit dat ek nie reggemaak het nie, was vir my die moeilikste ding ooit. Want ek het die kans gehad. Ek het die kans gehad. En dis hoekom ek jou vra, as daar iemand is vandag, gaan maak reg. Dis nie, glo vir my, dis nie die moeite werd nie. En dan wil ek jou inspireer deur Moeg Gesukkel, is daar 'n ongelooflike, ek weet nie julle wat Moeg Gesukkel volg het, byvoorbeeld die storie van Johanntjie gesien. Okay? Johanntjie in 'n rolstoel, ons het hom gaan haal, hy was in een of ander township gewees, binne in 'n gestremde plek, waar hulle net pap en bone gekry het, pap en suurmelk, pap en wat ook al. Ek en Albert Bredenham het deur 'n post, iemand het ons gekontak, en ek en hy het vir Johanntjie gaan haal. Wie van julle het al vir Johanntjie gesien? Okay. As Johanntjie met dit wat hy het, so groot verskil kan maak, kom ek en jy gaan vandag uit, en kom ons gaan wees die verskil. Baie dankie, ek dink my tyd is op, ek dink ek is al klaar, 5 minute oor. Ja, ek is 5 minute oor. Ja, ons gaan nou die kollekte opneem. Dankie vir die geleentheid, ek voel tuis hier in Kroonstad. Dankie dat julle ons so mooi gekyk het na ons die naweek, ons bederf het, ons gisterand lekker gebraai, en ons waardeer dit opreg.